You've heard of him, but have you really met him? More than just a force, more than just a feeling, but a person, present, powerful, alive. I will ask the Father, and he will give you another advocate who will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. The Spirit gives power, love, and healing. The Holy Spirit is not a stranger, but a familiar presence you've been longing to know. Dit is so lekker om saam te wees en hierdie reeks waarmee ons nou besig was vir die laaste paar weke eintlik af te sluit vanaand. Bekende vreemdeling. Oor die Heilige Gees en hoe ons so dikwels weet van hom. Ons weet eintlik baie van hom. En ons sal preek oor hom en ons sal mekaar aanmoedig met hom, maar eintlik soms ken ons hom nie persoonlik nie. Ons is half okay met Jesus en ons is okay met God, maar die Heilige Gees is so half, ek weet nie lekker wat om te doen nie. Dit is wel baie van ons is en dit is hoekom ons hierdie spesifieke naam gekies het. Hy is so bekend en tog ken ek hom nie persoonlik nie. En dit is ons hart en ons gebed vir hierdie reeks, dat iets in ons almal se harte so een tree nader sal skuif in intimiteit met God, die Heilige Gees. Want dis wie hy is. Hy is die volle krag, mag van God in ons. Hy is die genesende werk, die reddingswerk van Jesus in ons. Hy is die Heilige Gees van God. En hy's iemand wat ek kan ken en wat naby gekom het. En dieselfde krag, sê die Bybel, wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Die krag van die Heilige Gees is nou in elkeen van God se kinders. En wanneer ons Pinkster vier, die uitstorting van die Heilige Gees vier, dink ons nie aan 'n geskiedkundige dag met baie heimwee en weet soos, wow, dit was so amazing dat dit nou met die vroeë kerk kon gebeur nie. Die Heilige Gees in die volle krag en die volle werking en die volle vertroosting en die volle genesing en die volle reddingswerk van die Heilige Gees is vandag nog in ons besig hier om te werk. En vanaand gaan ons spesifiek gesels oor die genesende werk van die Heilige Gees. Dit is God se hart om gesond te maak. Ek hoop dis goeie nuus vir jou vanaand. Want elke liewe een van ons wat hier sit, is ek baie seker. As dit nie op hierdie oomblik is nie, was dit dalk onlangs, wat jy gevoel het, ek het genesing nodig, ek het herstel nodig, ek het hulp nodig, in 'n baie reël manier. En ek wil begin vanaand deur vir jou hierdie vraag te vra, jy hoef hom nie nou te antwoord, vir iemand of iets te sê daaroor, net vir jouself, hierdie vraag te vra, as jy vanaand, hier waar jy nou sit in die omstandighede wat jy tans het, en jy kan vir God vra om een ding te kom genees, wat sal dit wees? Wat sal daai een ding wees, as ek vanaand kan sê, Here, hier is hierdie ding en ek wil u vra, Heilige Gees, kom maak dit vir my gesond. Ek wil jou uitnooi om sommer in die begin al daai vrae te vra. Ons gaan later terugkom daartoe. So voordat ons inklim by hoe werk die genesende werk van die Heilige Gees, is dit vir my goed dat ons ook bietjie gesels oor hoekom het ons
genesing nodig? Hoekom is ons in die wêreld in gebroke omstandighede? Wat is die teologie amper rondom ons gebrokenheid? En as ek vinnig vir ons 1 Tessalonisense 5 vers 23 net vinnig kan lees, dit sê, mag julle gees en siel en liggaam geheel en al bewaar word. En as ons hierdie versie lees, kort, kragtige vers uit die woord, weet ons God se hart is heelheid. Mag jou gees en jou siel en jou liggaam geheel en al bewaar word. Dit is God se hart om te sien dat ons gesond is. Dit is wie hy is. En ons kan dan ook uit hierdie vers uit sien dat ons is aan mekaar gesit as geheel wesens met 'n siel en 'n liggaam en 'n gees. En dit werk saam, ons kan hulle nie eintlik lekker losmaak van mekaar nie. Ons is liggaam, siel en gees en daarom het ons, omdat ek 'n gees het ek ook 'n ewige realiteit. Omdat ek 'n siel het, my emosies, my gedagtes, my wilsbesluite, het ek 'n interne realiteit as mens. En omdat ek 'n lyf het, 'n fisiese lyf het, en in 'n sekere omstandighede bestaan, het ek 'n fisiese of 'n eksterne realiteit. Hierdie 3 realiteite is elke dag, heeldag waar van my. Dis waarin ek bestaan. 'n Ewigheidsrealiteit, 'n interne realiteit en 'n eksterne realiteit. Liggaam, siel en gees. En wanneer ons 2 Korintiërs 5 vers 17 lees, dan staan daar, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. En dit praat met ons ewigheidsrealiteit, ons gees. Wanneer Jesus sy reddingswerk kom doen, dit waarvoor hy aan die kruis gesterf het, dit gebeur in ons gees. As ek sê, Jesus, ek glo dat jy vir my aan die kruis gesterf het, ek sit my volle geloof, my volle vertroue in jou, dan is daar 'n reddingswerk wat gebeur in my gees, en dit gebeur in 'n oomblik. In daai oomblik is ek uit dood in lewe, in geestelike lewe. Ek was ver van God en dan is ek in 'n oomblik naby van God. Die Bybel sê ek het dan die reg om kind van God genoem te word. Wil jy nie net gou vir iemand langs jou sê, net so, ek het die reg, sê vir mekaar, ek het die reg om kind van God genoem te word. Dit is wat gebeur wanneer Jesus ons deur sy kragtige werk van sy gees ons gees kom red en kom nuut maak. En dit het implikasies op ons ewige realiteit. Dit verander dinge in ons ewigheid vir altyd. Dit sit goed in 'n hele nuwe perspektief. Wat maak nie eintlik saak wat nou gebeur nie. My gees is nuut, my gees lewe. My gees is nou connected terug aan sy bron, die Vader. En in my gees, met my gees kan die Heilige Gees nou kom werk. Maar omdat ons nie losstukke van mekaar is nie, het my gees en daai ewigheidsrealiteit het 'n invloed op my siel. Want ek is ook 'n siel. Ek het emosies, ek het denke, ek het besluite wat ek neem. Ek het 'n interne realiteit. En daai tot baie mense, baie jong Christene, baie nuwe Christene word ontnigter, want ons dink, ek was dood, nou lewe ek, geestelik, ek is nou in Jesus, ek is gedoop, ek is gered, ek is nuut gemaak, en dis waar. So hoekom sondig ek nog? Hoekom sukkel ek nog? Hoekom is my pyn nie weg nie? Hoekom het al hierdie goed nie net in 'n oomblik weggegaan nie? En dit noem ons heiligmaking. Die Heilige Gees kom nou en dag vir dag, soos 'n kleintjie wat jy in jou hand vat en leer loop, kom help hy ons siel, my emosies, my denke, my besluite, my impulse, al daai dinge, nou 'n lyn kom met wat waar geword het in my gees. En dit vat tyd. En dit vat samewerking met die Heilige Gees. Dit vra vir 'n toelaat en 'n gehoorsaamheid dat die Heilige Gees kan kom doen wat net hy kom doen. En dan sê die Bybel vir ons dat ons finale verlossing kom nog. Dit beteken totdat Jesus eendag terugkom
is ons nog elkeen van ons oorgelewer tot 'n stuk fisiese gebrokenheid, ons eksterne realiteit. So die vlek van die sonde is vir altyd weggeneem in Jesus, né? Ons kan nou naby die Vader leef. En die krag van sonde het Jesus kom breek aan die kruis. So in my interne realiteit het ek nou die kapasiteit om beter keuses te maak en te groei uit sekere gedrag uit en sekere goed ook gesond te maak en ons gaan daaroor gesels. Maar elke liewe een van ons gaan fisies sterf. Ek hoop nie dis nuus vir jou nie. Dit is 'n bietjie 'n donker gedagte. Maar kom ons maak dit so 'n bietjie ligter. Sê vir die ou langs jou, you will die. Dit is waar. Ons is nog almal oorgelewer aan 'n stuk eksterne gebrokenheid. Daar's nêrens waar al vir Christen en gelowiges beloof word dat die pyn van die gebrokenheid om ons nie nou sal raak net omdat ons in Jesus is nie. Maar ons het 'n hele ander ewigheidsrealiteit en 'n hele nuwe interne kapasiteit as gevolg van die Heilige Gees. En dit verander dinge. Openbaring 21 sê, en dit is hierdie pragtige prentjie van een dag. Hierdie is wat Jesus beloof vir ons vir een dag. Nie vir nou nie, maar vir later. Hy sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood, of smart, of pyn meer wees nie. En dit is hoe dit lyk, wanneer God se koninkryk op aarde gevestig het. En dit is hoekom ons, as ons kyk na die wonderwerke wat Jesus gedoen het, en dit is nou wat ons vanaand bietjie gaan bestudeer. Wat het gebeur in die genesende werk wat Jesus op aarde gedoen het, en selfs deur sy disippels gedoen het toe die Heilige Gees uitgestort is, want uit dit kan ons baie leer oor hoe die Heilige Gees vandag nog werk rondom ons genesing. En as ons dink aan hierdie beeld in Openbaring, wat sê Jesus gaan alles nuut maak, en dit is hoe dit gaan lyk, dan weet ons dat genesing 'n teken is van die koninkryk. Dis hoekom die Bybel so baie stories vertel en dit duidelik maak, dat dit is van Jesus, dit was Jesus se missie geweest, was deel van sy missie geweest, totdat hy nou aan die kruis gesterf het, om seker te maak, hy raak mense aan, en daar is genesing wat gebeur. Matteus 9:35 sê, Jesus het deur al die dorpe gegaan, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en kwaal genees. Hierdie is hoe my koninkryk gaan lyk. Kom wys vir mense. En elke genesingswonderwerk het na iets groter gewys. Elke blinde oog wat oopgegaan het, elke verlamde wat kon loop, elke gebroke persoon wat herstel geword het kom wys na God se krag en hoe dit gaan wees wanneer sy koninkryk eendag op aarde gevestig gaan wees. So dit is God se hart, dit is die Heilige Gees se hart en sy werk in ons lewens om genesing te bring. En ons hoef nie in dit te twyfel nie. Dit is God se hart. Maar dan weet ons dat daar is meer as een manier om siek te wees. Daar is meer as een manier om siek te wees. Ons kan fisies siek wees. Nou in die winter is dit 'n ekstra realiteit en ons sien hoe alles stil staan as iemand in die huis 'n lekker griep opgetel het. Maar ons kan ook emosioneel siek wees, geestelik siek wees, verhoudingssiek wees, hartsiek wees of verlam wees. Verlam wees deur skaamte, verlam wees deur bitterheid, verlam wees deur skuldgevoelens, verlam wees deur angs. En dis soms hierdie siekte van die siel wat baie keer swaarder is as 'n siekte in die liggaam. Vir baie van ons. En in Markus 2 lees ons die verhaal van waar Jesus in 'n huis bedien het. En 'n klomp vriende het hulle verlamde vriend by Jesus probeer uitkry. As jy nie daai storie ken nie, kan jy hom lekker gaan lees vanaand.
Maar hulle het op die ou 'n slim plan gemaak en 'n gat in die dak gemaak en hom deur die dak soos af. Hulle was net soos Jesus, ons gaan nie eers probeer by jou uitkom nie, ons gaan net soos op jou val kan of van bo af en ons gaan jou aandag so kry. En hulle het seker gemaak hierdie vriend van hulle kom by Jesus uit en dit is vir my so interessant want Jesus het nie dadelik en ons leer so baie oor Jesus se hart as dit kom by genesing en hoe die Heilige Gees dan nou werk. Want Jesus het hom nie dadelik fisies genees nie. Hy het eers vir hom gesê, jou sondes is vergewe. Want in ons leer hier uit dat vir Jesus en vandag nog vir hom en vir die Heilige Gees is ons ewigheidsgesondheid en dit wat in die ewigheid gaan saak maak, ons geestelike genesing is eintlik die belangrikste. Dis eintlik die belangrikste. Maar so het Jesus hom ook fisies genees daarna. En hy het opgestaan en geloop. En ek laat weer die storie want die commitment van die mense wat hierdie man na Jesus toe gebring het my net laat dink dat daar's regtig baie goed in hierdie lewe wat ons nie veronderstel is om alleen deur te maak nie. Soms kan ons na Jesus toe gaan en ons kan vra vir genesing. Soms kan ons fisies dit nie, geestelik, emosioneel dit nie doen nie. En ons het mense om ons nodig wat ons soontoe dra. Want die ou vyand is baie slim, maar hy is nie baie kreatief nie. En hy gebruik dieselfde ou plan die hele tyd. En een van sy hoofstrategieë wat hy gebruik in ons lewens is isolasie. As ek deur 'n ding gaan, iets het gebeur met my, ek het dalk iets veroorsaak, maar is seer. En ek skaam. Wat doen ons? Baie van ons onttrek. Baie van ons isoleer. Baie van ons gaan in, ek sal self, of hierdie persoon het my skade gedoen, nou skakel ek almal uit. En isolasie is 'n verskriklike, gevaarlike plek. Want sien, Jesus gebruik, en die Heilige Gees gebruik ook God se mense om ons te genees. En daar's nog 'n storie in Markus 8, waar ook 'n klomp mense 'n blinde man na Jesus toe bring. En ek love dit net so baie as ons dink aan 'n gemeenskap soos hierdie, waar hulle het hom nie probeer fix nie, hulle het probeer ontsyfer, hoekom is hy nou blind, en wat het hy nou verkeerd gedoen, of hoe gaan ons nou hierdie ding analiseer, hulle het soos hierdie ou het Jesus nodig, en hom gebring. En ons kort gemeenskap, ons kort mense in ons lewens, wat dit vir ons kan doen. Party dinge is net nie bedoel om alleen gedra te word nie. En as dit jy is vanaand, wil ek jou aanmoedig om uit te reik na iemand toe. Want iemand wat verlam is en iemand wat blind is opsigtelik so. Maar as jy aan die binnekant iets dra, gaan mense dit net weet as jy dit dalk vir hulle sê. En ons moet toelaat dat die Heilige Gees ook deur sy mense na ons kyk en ons so kom genees. En in hierdie blinde man wat hulle na Jesus toe gebring het, in daai wonderwerk sien ons dat genesing nie altyd, selfs fisiese genesing, nie altyd in 'n oomblik gebeur nie. Dis baie keer waarvoor ons vertrou. Genees my nou. Ek vertrou U vir hierdie genesing in hierdie oomblik, en God doen dit. En ons mag met daai geloof na hom toe kom. Maar hier het Jesus gespoeg op die ou se oë. So ek weet daar's baie van ons wat baie opgewonde raak oor genesing en geniet dit om vir mense te bid en kom met daai geloof, en dis dalk jou gawe wat die Heilige Gees juist deur jou voorgebruik. Maar moet asseblief nie op iemand se oë spoeg nie. Kom ons los dit vir Jesus. Ja, so hy het hierdie ou se oë so fisies aangeraak en hy het vir hom gevra, kan jy sien? En sy antwoord was, ek sien mense soos bome beweeg. So dit klink, ek kan die movement sien, maar dit is nog fuzzy.
mense lyk nog soos bome. En Jesus het hom 'n tweede keer toe aangeraak. En vir hom gevra, hoe lyk dit nou? En toe sê hy, ek sien mense. Ek kan sien. En net as jy dalk vanaand hier is, en jy voel jy's bietjie in daai middelplekkie, waar jy weet dalk die Here het al iets gedoen, maar jy sien nog net die bome beweeg. Gedeeltelike genesing is nie mislukte genesing nie. Dis net 'n proses. En ek wil jou aanmoedig om aan te hou opdaag en aan te hou toelaat dat die Here jou kan aanhou aanraak in die manier wat hy vir jou wil aanraak, sodat daai ding sy volle effek, sy genesing sy volle effek in jou lewe kan kry. So soms gebeur genesing onmiddellik en soms is dit 'n proses. Maar die Heilige Gees is in albei teenwoordig. En dit is wat ons in hierdie wonderwerk sien. Nou, my gunsteling storie, omdat hy so ryk is en daar soveel temas in dit is in Johannes 5, waar Jesus stap na die bad van Bethesda toe. Ek hoop ek sê dit reg, die bad van Bethesda. So, hier was klomp water, en elke nou en dan het daar, seker omdat daar ondergrondse bronne of iets was, bubbles opgekom en die water het beweeg, en die mense was soos, engele is hier, en hulle het geglo, dit is nie weet gesê, dit was nou waar nie, maar die oortuiging van die mense was, dat as jy in hierdie water ingaan, in die oomblik wat dit nou so begin beweeg, dan gaan jy gesond word. So dit was die geloof van die mense in daai tyd. So daar het verskriklik baie mense by hierdie water kom lê en was gereed vir as hy begin babbel, dan wil hulle in die water inkom. En so was Jesus ook die dag hier by hierdie bad van Bethesda. En ek kan net imagine hoe baie mense daar was. En hy het een ou genees. En ek weet ek het nou net gesê, dit is God se hart. Dit is God se hart om genesing te bring. Dit is 'n teken van sy koninkryk. En dan genees hy een ou. En hy het baie geworstel met daai ding. En ek het tot die oortuiging gekom toe ek bietjie met hierdie stuk sit en worstel. En Jesus sê dit ook op 'n paar plekke, dat hy doen net wat die Vader vir hom sê. En dit beteken dat daar is 'n doel agter die genesende werk wat God doen in ons lewens. Dit is nie net vir ons geluk en ons gemak nie, daar is 'n groter koninkryksdoel waarmee Jesus ook genees, waarmee die Heilige Gees ook genees. En ons gaan hom net so eenkant bære, ons gaan nou terugtreë na hom toe. Maar Jesus vra vir hierdie man, wat vir 38 jaar siek was, hy vra vir hom, ek dink 'n baie vreemde en 'n baie offensive, aanstootlike vraag. Wil jy genees word? So dit klink vir my, ek wil hier lê die man elke dag vir sy hele lewe lank, hy wil in die water kom. Obviously wil hy seker genees word. En tog vra Jesus vir hom hierdie vraag. Wil jy gesond wees? En dan sal ek ook dink, wel dit is 'n redelike obvious reguit vraag. Ja en nee antwoord. Wil jy gesond word? Ja, okay, cool, let's do it. Maar hierdie man antwoord hom nie net met 'n eenvoudige ja of nee nie. Hy sê, niemand help my nie, en die ander kom voor my in. So sy antwoord op God se vraag, op Jesus se vraag, wil jy gesond word, was Jesus, maar niemand help my nie, en almal kom voor my in. En dit is dalk waar, dit is dalk regtig wat gebeur het, maar dit klink maar vir my ook bietjie soos 'n verskoning. Net so bietjie. En ek dink baie van ons kan dalk relate met dit. Obviously wil ons gesond word, hier is ek nou by die water wat my moet gesond maak, maar niemand help my nie. En mense druk voor my in, en ek kan nie, en ek mag nie, en ek moet nie, en hier het met my gebeur, en daar het met my gebeur, en jy verstaan nie wat in my kinderdae gebeur het nie, en jy verstaan nie met watter kondisie ek gebore is, en jy weet nie van swaar kry nie. En ek sê dit nou ligtelik, maar dis waar.
En so baie mense en so baie van ons se kernpyn, ons interne kernpyn, word so deel van ons menswees dat ons eintlik 'n stuk identiteit verloor wanneer daai ding nou genees. En die sielkunde het hulle 'n term daarvoor, ek kan nie nou onthou wat dit was nie, maar dit is bewys dat mense eerder iets wat hulle weet sleg is vir hulle sal weer kies bo iets wat onbekend is. So hierdie dinamika van hierdie pyn issue in my lewe, wat ek eintlik nie wil hê nie, want ek sien dit maak my seer, en ek sien wat dit veroorsaak, sal ek eerder vat bo die onbekende van nou sonder dit leef. Dit is so 'n bietjie counterintuitive om regtig die Here te vertrou, om 'n langtermyn interne pyn issue te kom aanspreek. En die waarheid is, vriende, dat as ons actually genees, het ons nie meer 'n verskoning wanneer die wêreld iets van ons vra nie. Dit is baie gerieflik. Want as ek met hierdie ding sukkel, of nie kapasiteit het vir daai nie, of nog eers moet gesond word van dit, dan kan ek nie nou dit doen, of so intoe gaan, of deel wees van hierdie nie. Daar kan 'n sekere aanspraak nie op my gemaak word nie, want ek is nog krippel in hierdie area. En dit is dalk waar, en ek sê dit nie met sonder, ek dink 'n stuk regtig nederigheid in my hart vir hoe rof dit reg gaan. Maar vanaand wil Jesus dalk vir jou ook vra. Wil jy gesond wees? Want hy kan dit doen. En daar gaan dalk verlies saam met dit gaan. Daar gaan dalk werk saam met dit gaan. Dit gaan dalk iets van jou vra wat jy nie voorbereid op was nie. Wil jy gesond word? Hy het vir die man gesê, staan op, vat jou bed en loop. En dit is ook vir my interessant, hy het gesê, ek genees jou, ok, staan op en loop nie. Hy het net vir hom gesê, staan op, vat jou bed en loop. En dit sê vir my dat hy iets van deelname gevra het by hierdie man. 'n stuk geloof ook, Jesus, ek vat jou op my woord, dat as jy sê, ek kan opstaan en loop, gaan ek dit doen. Al weet ek nie of ek kan nie, al weet ek nie hoe werk dit nie, al weet ek nie of ek hierdie bed kan dra nie, maar dit is my bed. Ek gaan hom optel, ek gaan verantwoordelikheid vat vir hom. En ek gaan weer loop uitfigure, want jy het so gesê. Dit het 'n stuk deelname en 'n stuk geloof gevra. En 'n stuk verantwoordelikheid opneem gevra. En dit is baie keer hoe die Heilige Gees werk. Hy forceer nie sy wonderwerk op ons af nie. Ons moet dit toelaat en ons moet dit in geloof kan ontvang en ons moet dalk die werk kan insit wat dit vat om regtig gesond te word. Daar's hierdie storie van die sielkundige wat ek gehoor het 'n ander dag toe ek met iemand gesels, maar hy vertel van 'n koppel wat gekom het vir huweliksberading. En baie sessies gehad en hulle is die kant toe en daai kant toe en het elke moontlike dinamika uitgesorteer en deurgesels en niks help hierdie mense nie. En die vrou is moedeloos en die man is moedeloos en die sielkundige is moedeloos, want hy weet ook nie meer hoe om hierdie mense te help nie. En eendag is die vrou so bietjie voor haar man daar en hulle begin so lank bietjie gesels en die sielkundige het 'n idee gehad en hy het dus vir my, ek dink 'n panado of 'n pilletjie wat hy daar in die laai gehad het, vir haar neergesit en gesê, mevrou, kom ons speel, kom ons verbeel onsself, hierdie is 'n magic pilletjie, wat as jy hom drink, jou huwelik gaan uitsorteer. Alles gaan reg wees. Alles wat julle nou deurwerk en deurstoei en deurworstel, gaan verdwyn en julle gaan fyn wees, julle gaan gelukkig wees, jy moet net die pilletjie drink. My vraag is, gaan jy hom vat? En sy het so 'n bietjie gedink en gesê, nee, ek gaan nie. En dit was, ek dink die antwoord toe, en hulle kon toe nou en ek ratte wissel in 'n nuwe rigting beweeg, want niemand gaan hulle help as sy nie wil nie, as een van die partye nie wil groei, wil gesond word, wil vergewe, wil die werk insit, wil verander nie.
En dit was toe 'n hele nuwe gesprek. En as jy sit vanaand, is dit dalk die vraag en die keuse voor jou ook. In jou spesifieke situasie. Wil jy gesond wees? En as Jesus vir jou sê, staan op, vat hierdie bed en loop, gaan jy dalk terug verlang na die dae waar jy net kon kla oor niemand wat jou in die water en help nie. Of gaan jy dit doen? En dan, dit bring ons by, ek dink die moeilikste vraag, as dit kom by genesing. En ons het nou so vinnig ietsie oor dit gesê, maar baie van ons, en ek was daar, en ek weet baie van julle is daar, was daar, gaan dalk daar kom. En ek wil hierdie vraag met nederigheid aanspreek. Maar hoekom genees God nie altyd nie? Baie van ons het al gebid, het vertrou, en iemand het nog steeds gesterf. Baie van ons het alles gedoen, in ons volle geloof en ons volle vertroue ingesit, en die siekte het nog steeds gebly. Of die verhouding het nie herstel nie, of die persoon het nie verander nie. En wat doen ons daarmee? En ek wil eintlik die vraag antwoord met 'n ander vraag. Want ek dink nie daar is maklike of eenvoudige antwoorde op hierdie goed nie. Maar dit wat ons uit die woord leer, en dit wat ons oor God se karakter weet, en wat ons nou al vir mekaar gesê het, is dat God se hart vir elkeen van ons is totale heelheid, in maniere wat regtig in ewigheid waarde dra. En as 'n stuk geestelike of interne genesing eerder kan gebeur as 'n fisiese genesing, as God dit so besluit, wie is ek dan om daaroor te stry? Of om my terms and conditions te gee? En aan wil ek ook sê, as dit 'n worsteling by jou oopmaak, jy mag met Jesus worstel. Jy mag met die Heilige Gees worstel. Jy mag met God worstel. Jy mag vra, hoekom, waarom dan nou nie? En hierdie kant toe en daai kant toe en ek voel so en maar dit en dis in die worsteling wat ons ook genees word. Dis in die worsteling wat ons naby kom. Dis in die worsteling wat ons eintlik besef, ek worstel so dat ek eintlik besef hoe naby U nog steeds is. Want iemand wat nie die Here erken as 'n persoon wat jou kan red en aanraak en genees en 'n invloed in jou lewe kan hê, en jy gaan nie met hom worstel nie. Dit vra 'n stuk geloof om met God te worstel. En ons mag. En ons mag. En die Here beloof dat hy goed gebruik, wat hy nie veroorsaak nie, want hy is nie 'n puppet master nie, ons het vrye wil, né? En ons is nog in 'n gebroke wêreld. So dit is goed wat hy nie veroorsaak nie, maar wat hy gebruik. En dit is sy belofte. Maar hy het ook 'n koninkryksdoel agter. Jesus het een ou genees by daai hele bad. Want dit is wat die Vader vir hom gevra het om te doen. En ons gaan dalk nie al die antwoorde hê nie, maar ons kan vertrou, omdat ons weet God goed is, en dat ons weet sy hart is om sy koninkryk te bring. Sy hart is om sy kinders heel te kry. En hoe hy dit doen, kan ons hom mee vertrou. God het klaar, Jesus het klaar sy goedheid aan ons bewys aan die kruis. Sy volle goedheid. Hy klaar vir ons bewys aan die kruis. In 'n sin skuld hy ons eintlik niks nie. Hy het klaar sy volle prentjie van God se hart in Jesus vir ons gewys. En dis die Heilige Gees se werk in sy soek, in sy worstel, in sy troos, in sy gesond maak, in sy heilig maak, in sy vrug van die Gees gee, in sy teenwoordigheid in elke oomblik, in sy krag gee vir dit wat die werk wat die Here vir ons het, om heeltyd terug te wys na dit toe. Na die wonderlike goeie hart van God wat uitgebeeld word
deur Jesus aan die kruis en wat in die kragtige werking van die Heilige Gees uitdrukking kry in ons lewe en ons elke dag se bestaan en se wandel beïnvloed. Maar in hierdie lewe gaan ons almal iewers sterf. En daar is 'n stuk swaar kry nog deel daarvan. Maar ons het 'n ewigheidsrealiteit waarin ons vashou en wat net so waar is soos die swaar kry van die oomblik. En dis my hart vanaand dat as ons deur hierdie moeilike topics bietjie chat en bietjie stoei, dat ons regtig Jesus, God, sy Heilige Gees kan aanskou vir wie hy regtig is. Hy is iemand wat genees en wat genees met 'n doel. En hy gebruik ons om ander te genees. Petrus het na die uitsorting van die Heilige Gees tempel toe gestap saam met 'n disipel. Ek kan nie onthou wie dit was nie. Ek dink dit was Johannes, maar hulle het, en ons lees al van Handelinge 3, 'n man wat by die tempel sit en bedel het. Maar hulle het vir hulle gevra vir 'n geldjie. Hulle het nie gehad nie, maar hy het gesê ek het vir jou iets beter. En hy het daai man gesond gemaak. Petrus. Deur die naam van Jesus, die krag van die Heilige Gees. Want God is nog steeds besig om sy koninkryk te vestig op aarde. Tussen al die stikkend en al die gebroke en al die pyn en die mense wat nog steeds seer kry en siek word en doodgaan en stikkend is en mekaar verniel, is God klaar, het hy klaar gewen, het hy klaar oorwin en is hy tans op hierdie oomblik besig om alles nuut te maak. En ons is deel daarvan. En vanaand die laaste vraag wat ek wil vra. Soek ons net die goeie dinge wat God gee, of soek ons hom? Want ons wil nie 'n bekende vreemdeling, 'n vreemdeling kan nog vir jou baie goeie goed gee. Maar om iemand te ken, en om die Heilige Gees te ken, en om Jesus te ken, en om in daai verhouding te leef, is eintlik die geskenk. Dit is die tipe lewe van volheid en vryheid en heelheid waantoe Jesus ons nooi, waarvoor hy gesterf het en wat die Heilige Gees wil vestig en koester in ons lewe. Die tipe geloof waar ek is, selfs al kry ek niks van jou nie, Jesus, al is al wat ek van jou gekry het, die redding aan die kruis. En die troos van die Heilige Gees terwyl ek nou die geestelike pad stap tussen die gebrokenheid. Is ek okay met dit? En ek gaan aanhou glo en vertrou dat U goed is en dat U my wil genees en ek gaan daarvoor vra en ek gaan dit bid oor mense en ek gaan met daai geloof leef. En ek gaan nie vertrou as U dit doen en ek gaan nie vertrou as U dit nie doen nie, want ek weet U het 'n plan wat groter is as my plan. Want U is goed. En vanaand wil die Heilige Gees dalk ons fokus skuif. As ons dink aan ons eerste vraag aan die begin, Here, ek wil graag hê Jy moet vir my hierdie ding genees. As Jy dit kon doen, wil ek sê, Jy het 'n stuk geloof in God se goedheid en in sy krag en in die Heilige Gees se werk om dit te kan doen. Ek wil jou uitdaag om nog so 'n bietjie verder te gaan vanaand en te sê, Heilige Gees, wat dink Jy, wat dink U behoort te genees in my lewe? En dan gaan ek daai pad stap. Dan gaan ek U volg en dan gaan ek U toelaat om daar te gaan. En dalk is dit dieselfde ding wat Jy wil hê my Heilige Gees vanaand wil hê om te gebeur. Is dalk dieselfde ding. Maar as dit nie is nie, wil ek jou uitdaag en ek gaan 'n oomblik gee waar ons net bietjie ons oë kan toemaak, op die Here kan fokus en alles wat hy opgebring het nou so bietjie meer kan sit en jou uitdaag om dit te bring, te sê, Heilige Gees, hierdie is wat ek wil hê. Wat is jou plan? Wat moet eers gebeur? Wat moet eintlik gebeur? En om toe te laat in daai spasie. Want hy gee vir ons 'n plan, hy gee vir ons 'n fokus, hy gee vir ons 'n aksie tree.
connect met hierdie persoon, gaan vir 'n saalkeer sessie, gaan praat met diegene, moenie jouself isoleer nie. Doen die moeilike werk, vat verantwoordelikheid. Wat ook al dit is. Maar ek wil jou uitnooi om net vir so 'n minuut of 2 'n bietjie stil te raak en vir die Here te sê, Here, wat wil U aanspreek deur die krag van die Heilige Gees in my lewe? Sodat ek nie meer verlam of nie meer siek in daai area hoef te wees nie. Dat die volle krag van U koninkryk deur my ook weer kan werk na ander toe. Kan ons dit doen? Ek gaan jou uitnooi, net so 'n paar minute en dan gaan ons afsluit. Heilige Gees, dankie dat U teenwoordig is altyd. Of ons U nou raak sien of ervaar of nie, U is daar en U is besig in die werk en U soek en jaag ons harte na en U kom wys vir ons dinge en kom sê vir ons dinge en ons mis so baie daarvan soms, Here. En vanaand as ons net kan stil wees en ons fokus op U sit en ons vertroue in U plaas, weet ek, daar's so baie wat U sê. Daar's so baie wat U in die lig bring, daar's so baie wat U wil kom aanraak met U liefde en U goedheid en U krag. Daar's so baie van ons wat so swaar dra, Here, aan goed wat ons eintlik vir U kan gee, en goed wat U eintlik uit ons hande wil neem. Dankie vir elkeen se geloof vanaand, om daai goed in die hande te kom plaas. Dankie vir die nederigheid om te kan hoor wat U sê, dat ek aandag nodig het. Dankie dat U elkeen van ons net kom presies ontmoet waar ons is. Ons hoef nie onsself te bring nie, ons hoef nie onsself op te werk of in 'n sekere mindset te kry of hartkondisie te kry om U te ontmoet nie. U kom na ons toe net waar ons is en U ontmoet ons daar, Here. Dankie vir U tender, sagte, beskermende teenwoordigheid, Here, wat net elke seerplek kan toevou en ek wil amper sê absorbeer met U liefde en U krag en U goedheid, Here, en in U genade kom vervang U daai goed met nuwe maniere, nuwe strategieë, nuwe veiligheid, nuwe vrede, nuwe perspektiewe, nuwe gedagtes, Here, waarin ons kan vashou vorentoe. En ons dankie vir U genesende werk in elkeen van ons harte en elkeen van ons lewens, Here, en dankie vir 'n community, dankie vir 'n kerkgemeenskap, sodat nie een van ons ooit alleen hierdie pad hoef te stap nie, Here. Ons loof U en ons prys U en ons gee vir U al die eer.